Goeiemôre, Dok Matt wat praat. As iemand nou vir jou 'n R100 noot sou aanbied, sal jy jou hand uitsteek en dit vat, want hy staan vir jou hierdie noot en wyf? Ja, as hy dit vir jou wil gee, hoekom sê hy dit nie vat nie? As hy nie bybedoelings daarby het nie, hoekom sê hy dit nie vat nie? Want hy bied dit mos nou aan en hy wil dit mos nou vir jou gee. In die geestelike realm werk dit presies dieselfde. Jesus is die een wat sê, hy genees ons, hy verlos ons, hy maak ons vry, hy tel ons op, hy sit 'n glimlag weer op jou gesig. Hy vat jou probleme en hy werp dit in die diepte van die see, al jou oortredinge. En nou sê hy doen dit vir jou. En dan partykeer dan staan ons en dan gaan ons terug na die ou weë. Dan sê ons, o heerlikheid, al hierdie ou sonde wat ek gedoen het en dan spring al hierdie goeters weer op. Maar het Jesus dan nou nie gesê ek werp dit in die diepte van die see? Hoekom wil jy nou weer daaraan dink? Hoekom wil jy dit nou weer deel van jou lewe maak? Hoekom vat jy nie dit wat die Here vir jou wil gee nie? Die Here wil dit vir jou gee en hy doen dit vir jou. As hy dit vir jou gegee het en dan doen hy dit. En dan moet jy dit net vat. En so ook met jou gesondheid, so ook met jou finansies, so ook met jou huwelik, so ook met jou probleem met jou kinders, wat ook al jou probleem is. Jesus het gesê, hy is die oplossing. Hy is die een wat die probleme vir jou uitsorteer. Hy is die een wat altyd daar is vir jou. Vat dit. Vat dit, dit is in jou hand wat jy daarmee gaan maak. Of jy wys dit weg en dit gebeur nie in jou lewe nie, of jy vat dit en dit gebeur wel in jou lewe. Jesus is die een wat gee en hy gee in oorvloed. Herlewingsgroete.